Goeiemiddag wêreld, ek is J. Petersen. Ek is vanmiddag weer eens natuurlik hier in die Parel en ek wil graag vir julle 'n bietjie konteks gee rondom 'n berig wat ons die afgelope naweek in 'n rapport gesien het. Nou terwyl u nou opkom daarso en ons viewers sal natuurlik na die tyd seker maar van die begin af kyk. Maar ek dink op die stadium gaan ons berig maar oor die storie waarmee rapport die afgelope naweek gehardloop het en u kan gaan kyk daarso blazerbom R15,000 om wedstryde te beknoei by Boland Rugby en dit is basies waaroor die storie gaan. Nou in hierdie storie van rapport word daar 'n berig dat 'n vlekkie blaser by die Boland Rugby Unie 'n katnes van beweerde wedstrydknoeiere opgekrap het 2 weke gelede aan die bestuur van die Unie onthul dat sy medeskeieregter groot geld kry om spanne te laat wen. Nou verder in die berig word gesê dat 2 skeieregters geskort is waarvan Marco Reuters een was. Hy's 'n bystandskeieregter en sy skorsing is toe na 'n ondersoek teruggetrek. En nou hierso word ander name ook genoem en Linson Manuels wat 'n skeieregter bestuurder is, sy naam word ook in die berig gemeld en hy sê blykbaar in 'n stempos aan 'n sekere hy sê aan 'n ander blaser 'n sekere span sal vir hulle petrol opteruggeld en alles betaal. En hy sê verder dat hy net op terugvoer van hulle wag en dat hy daarna vir hulle duidelike instruksies sal gee. Nou, in terme van rapport se berig het Manuels toe nie hierop reageer nie en of hierdie aantuigings dan nou en dat die instruksies oor met betrekking tot die wedstrydknoeiery is of wat presies die konteks van hierdie stem pos is. Iets anders wat uitgekom het hierso is dat 'n blaser wat anoniem wil bly uit vrees vir victimisasie sê dat hy is verlig dat die saak nou onder die vergrootglas gebring word. Ek haal aan uit die rapport uit. Dit is iets wat my al 'n geruime tyd pla en ek het myself al begin vra of ek die regte ding doen om stil te bly. Met ander woorde, daar is tog 'n element van waarheid in hierdie wedstryd knoeiery en iemand ervaar die pyn daarvan. Beskerm ek myself of moet ek oor die ongeruimdhede praat sodat die rugby publiek daarvan kan weet? Nou ek is vandag hierso saam met een van die rugby spelers na wie in hierdie berig verwys word. Meneer Joshua Jacobs en meneer Jacobs is 'n welbekende afrigter in die Boland kultuur sowel as in skole rugby en hy het ook sy eie organisasie waaroor hy nou vir ons 'n klein bietjie meer gaan vertel. Nou, meneer Jacobs is die persoon in die berig wat oorspronklik tydelik geskort was. En daar het toe 'n verhoor gisteraan plaasgevind en vertel vir ons die aanloop. Ons is nog nie by die uitslag van die verhoor nie, maar vertel vir ons die aanloop van die verhoor. Goeienaand sê, ek is Joshua Jacobs, soos meneer nou vir u gesê het. Ek is wel bekend in die Drakensbergvallei en alles omliggende landelike areas. En ek werk veral ook met die jeug, skole, betrokke by die klubs ook. En ek was huidiglik nou die streekkoördineerder van die Sentraal Boland / Drakensberg area. Gisteraan was ek na die verhoor toe, wat 5 Augustus was, wat om 6 uur begin het. Ek het 'n regsverteenwoordiger gehad, meneer Andre Rubin, het bietjie laat gekom, het Stellenbosch uit en hy het maar op kort kennisgewing van my kom teenwoordig. Hy moes sy foon het toe pap geraak en hy het my gevra of hy enige dokumente by my het, sê kom nee, maar toe kry hy die dokumente by die aanklaer in die saal op die Boland. En toe meneer Rubin deur die klagstaat gegaan en hy het sommer dadelik agtergekom dat daar is fout in die klagstaat se voorkant waar die datums op is
En die datums stem jy ooreen met die wedstryde wat hulle van praat, waarop ek betrokke was by Saron waarskynlike wedstryd koning nie, waar ek vir Saron nog gehelp het by 2 geleenthede. En het hy aangeteken op die dokumente wat foutief is, en hy het vir die aanklaer gesê, maar die klaagstaat is die regie, en hy het gevra vir uitstel. En die uitstel het toegelaat die plaasvind nie, want toe moes meneer Rubyn toe gaan, en die aanklaer het toe vir my gesê dat ek moet verskyn vanaand. Wat er rede is nou daar, dat ek nog nie kan verskyn nie, maar die regsverteenwoordiger het gevra vir uitstel, so nou verstaan ek nie hoekom hulle nie wil uitstel nie, want ek het mos nie regtig genoegsame tyd gehad om vir my voor te berei op die 2 verklarings van die 2 betrokke skeieregters wat verklarings afgelê het, en sowel as die voice notes en WhatsApp boodskappe het ek ook eers gekry by die verhoor. Nie 'n dag voor die tyd nie, nie 2 dae voor die tyd nie, ook nie 'n week voor die tyd nie. By die verhoor, dus eers dat ek dat ook gekry. Nou enige persoon was nou sy normale verstand saam met homself vra, maar hoe kan jy nou vir jou net daar voorberei en sommer dadelik voorkom en dan moet jy nog skuldig pleit ook. Okay, kom ons gaan gewoon na die skuldig pleit toe. Hoekom sê u moes u skuldig pleit? Die aanklaer het 2-3 keer saam met persoonlik gepraat, het my duidelik seker gemaak dat die aantuiging teen my is baie ernstig en dan het klomp klausules en goed afgelees wat ek ook nie 100% verstaan het nie. Okay, ons hou daar vas. So met ander woorde, het jy volkom verstaan wat gestaan gebeur het? Dis korrek meneer. Maar ek moes toe maar nou ingaan, want meneer Rubyn is nou toe klaar weg en ek het ja weer se wat heeltemal kop op ster was nie, want ek het die reeks agtergrond en dis waarvoor meneer Rubyn my self verteenwoordig het en dis hoekom ek gevra het met vir die uitstel wat toe nie aan my toegestaan is nie. So meneer Rubyn het uitstel gevra. Dis korrek, hy het uitstel gevra vir die aanklaer self. En wat was die aanklaer se respons op meneer Rubyn se versoek vir uitstel? Maar hy het my terwyl in die teenwoordigheid van Mr. Rubyn het hy gesê ja, die uitstel kan toegestaan word, maar dis toe nie die geval nie, toe hy weg is, toe ek nog steeds voorkom sonder hom en sonder enige regsverteenwoordiger, enige adviseur of hulp. So die respons in meneer Rubyn se teenwoordigheid wat u regsadviseur was en in sy afwesigheid wat nog steeds u regsadviseur was, maar vir uitstel gevra het, was 2 verskillende responses van dieselfde vergadering. Dat is 100% korrek. Toe moes ek ingaan alleen en dat is my duidelik gemaak hoe ernstig is dat een kriminele aanklagte teen my gemaak word as 'n betrokke referee, as streekleier, maar ten opsigte van wat en nadat ek nog geforseer ook is om skuldig te pleit. Was u intensie ooit om skuldig te pleit? Ek het eers onskuldig gepleit, dit was glad nie my intensie, ek het gesê ek is onskuldig, toe die aanklaer my die eerste keer vra, sê ek is onskuldig, en ek moet mos eers myself kan verteenwoordig, voor enige een van my kan skuldig bevind. Kom ons vraag oor strydvraag, is u skuldig, het u geld gevat? Ek het geen geld gevat nie, nie R15.000 nie, R30.000 nie, R1.000 nie. Is u geïntimideer om 'n wedstryd te gooi? Nee, ek was glad ook nie geïntimideer om enige wedstryd te gooi nie. Het jy al ooit in die guns van 'n spesifieke span geblaas vir enige rede waar dit pertinent teen die wedstrydreëls was? In meeste gevalle, huidiglik het ek net basies net 'n streek geblaas of tweede spanne geblaas en ewen die A-span referee wat by my was, vir hulle tikie is beïnvloed of gevitamiseer om 'n game te swaai nie. Hoekom het u gisteraand skuldig gepleit in die verhoor teen u waar u na bewering wedstryde gegooi het? Ek het die ander keuse gehad, soos ek gesê het, ek moes skuldig pleit, aanklaer het my duidelik gemaak dat as ek gaan onskuldig pleit, gaan baie erger sanksies teen my wees.
So die vraag is, watter keuse het ek nog gehad? So kan ek gou stryd vra. So met ander woorde, die enigste rede waarom hy skuldig gepleit het, was uit vrees vir kriminele klagte en verdere sanksies. Dat is 100% korrek. Ek dink enige een sal vreesbevange gewees het, want jy hoor van kriminele aanklagte en nou is my naam, reputasie. Ek kan nooit weer miskien dalk werk kry of enige iets bekom nie. So dis hoekom ek maar in die dag moes skuldig gepleit het sonder enige adviseer of hulp. Wat sou u gepleit het? Soos ek wil u sê, ek het eers onskuldig gepleit in die teenwoordigheid van meneer Rubyn die aanklaer en ek sou onskuldig gepleit het as hy by was of enige teenwoordiger by was. Ons het vroeër gepraat en iets verwys na u verhouding met sekere van die persone binne in die rugbykringe, u verhouding met meneer Manuels en ander. Wil u dalk bietjie uitbrei oor daai verhoudings? Ja, ek is van die begin af, as ek die gunsteling vandat ek teruggekom het uit die WP uit. En dit is baie duidelik, dis nie kunswerkie, dit is baie duidelik dat ek is 'n bedreiging en ek is nie skaam of bang om te sê nie vir Mr. Manuels, seker vir sy pos. Dat ek en Mr. Manuels het ook al voorgekom in die teenwoordigheid van die president en meneer Tinus Vergetieni. Maar hulle duidelik gemaak dat ons moet saamwerk en alles verskille oplos, maar dit was toen ook nie die geval nie. En ek was maar gereeld aangeval of getagen deur Mr. Linson Manuels. En daar was op 'n stadium ook sommer, dat hy sommer my gesê, maar kan jy streekkoördineerder wees, maar het is 'n karrie. Wat is die kar te doen met die streekkoördineerder regsverrigtinge? Dink u dat ons is spesifiek nou hier, u woon in 'n struktuur, Wendy is 3x9, 3x6 né? 3x6 Wendy is hier so agter in 'n erf in Dromedaris en in ons gesprekke ter inleiding van die livestream het u genoem dat u finansiële posisie gebrek aan rykdom, die feit dat u nie 'n TV het, nie 'n kar het nie, dalk van u 'n makliker taak het gemaak het om wil u daaroor praat? Ja, dit is vir my ek dink almal weet, vir almal wat my ken, wat na kyk, dis vir my baie emosionele ding, want ek het swaar groot geraak, ek het wees groot geraak en dit wat u hier sien, dis wat ek het. En as ek met 15 of 30.000 rand by klubs gevat het, sal ek 'n plat flatscreen TV gehad het, sal allerhande fancy goed gehad het, en ek myself weet, ek is 'n voertuigie, en die 3x6 woonstel wat ek in bly het, ek en die meisie, self so opgebou vir ons en die 2 kinders. En dit wat vir my seer maak, hoekom ons altyd afkyk, neerkyk, op die wat minder het. En ja, ek was seker maar nie maklikste en die vinnigste taak het, om 'n voorbeeld te maak aan wêreld rugby of SA rugby of wie ook al buite. Nou Boland Rugby word nou genoem in hierdie rapport berig en Benny van Rooi, die voorsitter, né, is die voorsitter. Ek wil net die titels reg kry. Die president, jammer. Die president van Boland Rugby het natuurlik gesê dat daar ondersoek geloods gaan word. Is dit nou die ondersoek? En is dit nou die uitslag van sodanige ondersoek of mis ek iets hierso? Ek is nou nie 100% seker nie, maar ek is deel van een van die ondersoeke. En gisteraand was mos nou my verhoor. En soos ons weet, daar's baie spekulasies en baie goed buite daar in die breë Boland Rugby Unie. En my vraag vanaand aan almal is, met al die klagtes van al ons elite spanne daar buite, kan ek verantwoordelik is vir die hele downfall van die Boland Rugby Unie? Sê gou vir my, dalk moet ons net gou eers vir almal in konteks bring hoe hulle by u uitgekom het. Hoe is daar bevind dat u betrokke is by die beweerde wedstrydknooiery? Yes, ek het met 2 referee kollegas gepraat, soos ek vir meneer even ek verduidelik het. Ja, ons praat almal jokes, ons maak praat nonsens oor rugby games en goed. Maar ek het een van die manne geld aangebied nie, of geld gekry om vir hulle te gee nie. Want ek het blykbaar saamgesweer met Saron se voorsitter,
om 2 referees vermoedelik te bribe om in hulle guns te blaas. En soos almal nou weer huidiglik, lê Saron top. En my vraag is, het Joshua Jacobs vir Saron gehelp vandat die liga begin het tot waar hy nou is? Dis my vraag aan die beweringe. En daar is 2 verklaringe van 2 skeieregters wat ek moet gesels het, gepraat het op WhatsApp, een het mekaar voice notes gestuur, en as hulle nou so gevoel het, is like het, maar ek tree nou krimineel op, of so, dan kan hulle mos dadelik geweier het om die wedstryde te blaas, of dadelik 'n saak te mee gemaak het, of dadelik het aangemaak het. Hoekom gewag het? Kan jy nou hoeveel wedstryde jy direk van Sharon betrokke by was? Ek myself was nie direk by Saron se wedstryde betrokke. Ek was net by een wedstryd betrokke, dis die wedstryd wat hulle verkeerde datum aangelink het. Moreesburg was 'n Saron op Moreesburg. Ek het tweede span daar geblaas en waar Marcel van Rooi die eerste span geblaas het. Maar hulle verwys na die wedstryd tussen Abbotsdale en Saron op Abbotsdale en die wedstryd van Good Hopes en Saron op Riebeek, op Good Hopes. Ter afsluiting om die ding nie te lank te maak en vir mense maklik te maak om te verstaan. Wat is die hoofgedagte wat jy graag met mense wil deel rondom wie Joshua Jacobs as 'n Boland Rugby Unie skeieregter is? Ek dink almal ken van my, almal het respek vir my, soos ek vir ander mense respek, en baie mense kyk op na my toe, ek kan maar waar gaan, Perel, Wellington op die plaas, almal groot respek vir my en kyk op vir my. Ek myself kom jare aan in die Boland Skeieregter Vereniging. Ek kom aan in die tyd van hom Ivan Bekeer, nou die referee bestuurder was. Ek kom van haar tyd af, want ek was een van die jongste skeieregters wat begin het in daai era. En ek is nou nog betrokke gewees by die Boland Rugby Unie. Dan kan ek mos al daai tyd duisende rande gevat het, of klomp wedstrydknoerie aangebied het, en klomp bettings aangegaan het, waar bewyse was. En as jy bet op games, bet jy vir duisende rande. Sou jy graag net gou weer terugvlugtig. Ons het oor die kar gepraat rondom die skorsing. En jy het gesê die skorsing is permanent en die ander goedes wat daar bygaan, belig net gou die publiek daar rondom. Die skorsing is permanent, lewenslang. Geen betrokkenheid by die skole nie, geen betrokkenheid by klubs nie. En wat hulle eintlik ook probeer doen is eintlik om my organisasie ook skade te lei. Wat 'n baie goeie organisasie, die JC van 1000, wat ek werk met rural seuns tussen 17, 19 en seniors. En dit is ook 'n ding wat hulle wat hulle al probeer afkeer het. En nie my events wel ook goed gekeer het. So nou kan Isia verstaan waar vanaf kom al die verdrukking en al die verwyte vanaf. En hoekom hulle ontslae wil raak van Joshua Jacobs. Ek is 'n bedreiging, maar op regte maat. En ek glo mense wat met die pad het hê, maar dit gaan nie die geval wees nie. Ek dink dit is maar die begin van alles. So praat meneer Joshua Jacobs, hy is natuurlik 'n Boland Rugby Unie skeieregter wie se titels letterlik gisteraand na bewering of nie na bewering nie afgevat is, maar blykbaar permanent. En ons sal natuurlik graag van Boland Rugby Unie wil hoor. Die challenge met livestreaming is natuurlik dat ons nie altyd gelyke geleentheid aan alle partye kan gee nie, maar dis ook sosiale media. Hulle is welkom om 'n statement uit te reik direk na my toe of om hulle statement hier te plaas binne in die comments om 'n gelyke speelvlak te gee. Maar ons wil graag verstaan in die konteks van die rapportberig wat ons aangehaal het, is dit nou die ander party en is dit die einde van die storie, of waar is ons en of is hierdie en is hierdie die manier om die kwessie te hanteer. En sien hoe sê Zali
hy is my seun is betrokke onder 19 en dit gaan goed. So is dit nou onder jou leiding daarso Yes, wat die dame van praat daarso wat Jelly Ek van het baie praat. bereik op my jeug. Ja, so ons is nie hierso as verteenwoordigers van job soos die mense nou vir hom ken nie. Ons is hierso om 'n platform te gee vir hom om sy storie te vertel en hy het sy storie vertel en ons hoor graag van Boland Rugby Unie enigiets wat onakkuraat aangehaal is hierso wil ons graag binne konteks stel en ons wil graag sien dat regverdigheid seëvier. Maar hierdie man wat nou hierso sit sê Joshua Jacobs, né? Job sê hy is onskuldig en hy het nie 'n regverdige verteenwoordiging gehad nie en hy was basies geïntimideer om skuldig te pleit en hy sal graag 'n ander uitslag wil sien deur 'n regverdige proses. Is dit? Dis 100% korrek. Ek sal in die volgende paar dae hulp kry om vir my nog teenwoordigers te verkry of advokate as dit nou so moet wees. En ek glo dat baie mense daar buite wat weet wie en wat soos wat Jacobs is. Nou vra Brian Lemmetjies nou okay, jy het nou vir Saron laat wen. Ons gebruik nog gou daai hipotese. Maar wat gebeur nou met Saron? Wat sê hulle van die spanne? Ek is nog nie 100% duidelik van Saron se uitslag nie, maar hulle gaan die proses in twee skei en Saron se voorsitter dit ek verskyn gister aan die verhoor en dan is die klub gedeelte op sy eie. Okay, so daai uitslag sal ons ook probeer kry en vir julle op hoogte hou. Soos ek sê, ek het gesels hierso met Joshua Jacobs, Boland Rugby Unie skeieregter, man met baie ervaring, kom uit die WP Rugby Unie ook. En hy het sy fair share of challenges in die lewe, maar hy sê dit maak nie van hom 'n skelm nie, maar dit maak dalk net van hom 'n easy target. Laaste woorde vir die gemeenskap. Baie dankie vir almal se boodskappe. Ek glo aan ek sal julle almal hier bewys binne die volgende paar maande of so as ek sekere prosesse aan die gang kan kry. En dankie vir al die ouers wat ek boodskappe stuur wat se kinders onder my van 1000 is, wat heidelik een van die top van 1000 is. Ons sit onder 17 wat vir die jaar se SA toernooi kampioene is. So dan kan julle vir self sien waar ek beweeg en wat ek bereik sonder niks. Dus ek sê ek het nie bates nie, ek het nie klomp status nie. Maar ek dink die Unie het miskien verkeerde target gekies uit hierdie voorval. Dus ek sê dis maar die begin van die einde. Daar sê meneer Colin Hopley, baie goeie vriend van my en ook voormalige polisie bevelvoerder en dan natuurlik groot man in rugby kringe wat natuurlik een van die grootste rugby blaaie in die land op 'n stadium geadministreer het dat jy moet 'n verklaring gaan aflê by die polisiestasie en ook by 'n prokureur of 'n landdros en op so 'n wyse ook help aanklop. So daar gaan klomp hulp in, klomp beriglyne ook op die platform as baie mense wat baie knowledgeable is. En ons wil julle dankie sê. Ons sê nie, ek sê nie. Ek J Peterson, iets breaking news, sê nie Boland het verkeerd opgetree nie. Ek sê nie Boland het buite hulle reg opgetree nie. Ek sê nie hulle het die regte van Jacob ondermyn nie. Ek sê dit nie so nie, meneer Jacobs se regte ondermyn nie. Ek gee brood vir meneer Jacobs hier 'n geleentheid om sy kant te stel en hy verdeel sy ervaring. Maar ons verwelkom u advies om vir meneer Jacobs 'n regverdige geleentheid te gee om indien hy onskuldig is soos wat hy dan sê hy is, dan nou regverdig te bring sodat hy sy kan bring met sy godgegewe talent om ons kinders en ons rugbyspelers se toekoms te verander. Ons is hierso binne hulle woonplek, sy vroutjie wil kos maak, die kinders wil uittrek na skool, maar ons dink dit was belangrik genoeg dat ons gou die plekkie geannexeer het. Meneer, baie dankie vir die tyd en baie dankie vir die voorreg wat ons saam met u kan gesels. So dit was Joshua Jacobs, Boland Rugby Unie skeieregter en hy het vandag sy kant met ons gedeel. Baie dankie vir almal wat ingeskakel het. Baie dankie vir almal se kommentare. Dankie vir almal wat later gaan kommentaar lewer. Ons waardeer dit. Ons hou vir jou op hoogte van die uitslag en dan nou binne 30 dae gaan hierdie live weg wees. So ons deel dit ook graag op YouTube vir julle. Ek is J Peterson vir EJ Breaking News.